Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vandag wil ek met julle gesels oor om God se waarheid in die praktyk toe te pas. Hoe lyk dit as God se waarheid in die praktyk toegepas word? En ons skrifgedeelte vanoggend is Nehemia hoofstuk 10. Die 10de hoofstuk van Nehemia. En terwyl ons dan nou die woord van God oopmaak by Nehemia, kom ons maak net eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, nog 'n dag het U aan ons geskenk. 'n Dag waar al kan ons die son nie sien nie, die son opgekom het, want dit het lig geword. En daar was lig. En Here, die feit dat daar lig is vandag, weet ons verlosser leef. Vader, en ons kom na U toe in afhanklikheid as U kinders, om by U voete te sit en te sê, Here, leer ons. Vader, gee vir ons ore wat oop is om hierdie boodskap te hoor. Help ons om die boodskap te verstaan, Here, en help ons om dit in ons harte te bewaar en dan dit in ons lewens toe te pas. En Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons afhanklik is van U. Here, en ek wil vra dat U my ook sal seën, dat U my lippe sal aanraak en dat U deur my sal spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, 'n man, as 'n verhaaltjie van 'n man wat pas die laaste afronding aan 'n vars beton oprit gedoen het. Weet mens wanneer hulle dit so mooi glad maak en toe hy binne toe gegaan om 'n glas limonade te geniet, want hy was dors, en tot sy afgryse kyk hy uit en hy sien sy buurseentjie in die vars beton sit en speel. En hy het buite toe gegaan en hy was kwaad vir die seun en hy het op hom geskree. En nadat hy die beton weer noukeurig moes herstel het en hy teruggekom het in die huis, het sy vrou vir hom gesê, waarom het jy vir hom geskree? Ek het gedink, jy is lief vir klein seentjies. En die man het geantwoord, ek is lief vir klein seentjies in die abstrakte, maar ek hou nie van hulle in die konkrete nie. En weet julle, baie Christene is so wanneer dit by geestelike waarhede kom. Ons is lief daarvoor in die abstrakte, maar ons hou nie daarvan in die konkrete nie. Want wanneer die waarheid spesifiek raak, wanneer dit beteken dat ek eintlik my lewe moet verander, dan gaan dit daarom te ver. Saam met Linus kan ons herhaal, ek is lief vir die mensdom, dis mense wat ek nie kan verdra nie. En elke Christen is vir geestelike vernuwing in die abstrakte. Dis 'n wonderlike konsep, maar wanneer dit beteken dat ek werklik die manier waarop ek dink en die manier waarop ek met my vrou en my kinders omgaan en die manier waarop ek my tyd en geld spandeer of die manier waarop ek sake doen moet verander, wag net so bietjie. Jy het van prediking nou na inmenging gegaan. Onthou julle Nehemia 8 het ons die begin van herlewing gesien toe God se mense bymekaar gekom en geluister het na sy woord wat gelees en verduidelik is. En in hoofstuk 9 het die mense berou getoon en hulle sondes bely. En nou in hoofstuk 10 sluit hulle 'n korporatiewe verbond om God se waarheid in 'n aantal spesifieke areas in die praktyk te bring. In die hoofstuk lys die name van die leiers wat die verbond onderteken het, van vers 38 van hoofstuk 9 af tot vers 27 van hoofstuk 10. En dit lys die algemene verpligting van die verbond in verse 28 en 29 van hoofstuk 10, en dan die ooreenkoms om nie hulle kinders in die huwelik met buitestanders te gee in die vers 30, en om die Sabbat te onderhou vers 31, en om voorsiening te maak vir die voortgesette instandhouding van die tempelaanbidding, verse 32 tot 39. So ons leer hier vanoggend dat persoonlike toepassing van God se waarheid moet die uitkoms van enige geestelike vernuwing wees. Maar voordat ons na die besonderhede van die hoofstuk kyk, wil ek kommentaar lewer oor die onderwerp van die maak van beloftes of geloftes of verbonde voor God. Daar was 'n gewilde seminaarleier wat mense aangemoedig het om 'n gelofte voor God te maak om 5 minute per dag af te staan en Bybel te lees. En terselfdertyd het hy gewaarsku, sy gehoor gewaarsku dat dit beter is om nie 'n gelofte te maak nie as om dit te maak en dit dan te breek.
En hy vertel hoe hy, nadat hy hierdie gelofte afgelê het, een aand in die bed gaan val het, baie moeg, en hy het amper aan die slaap geraak, toe hy skielik onthou dat hy nie sy 5 minute spandeer het nie, en hy het opgespring, hy sê, hy moes sy ooglede letterlik oophou, en hy het sy 5 minute gedoen. As jy vraag, moet ons sy voorbeeld volg, en ek wil amper skree vanoggend om dit nie te doen nie. Want toe ek die eerste keer gehoor het, het dit vir my as wettisisme voorgekom, en ek sien dit nog steeds so. Ek stem saam dat ons tereg beloftes aan die Here maak, wanneer ons gedoop word en wanneer ons in die huwelik tree. En ek glo ook dat dit nuttig is om bidend geestelike doelwitte te stel om in die Here te groei. Byvoorbeeld, ek beoog om die Bybel dan nou weer in 2026 deur te lees, maar ek wil nie net dit kan afmerk soos die sogenaamde van my bucketlist af nie. Net afmerk, ja, ek het hom gelees nie. Wanneer ek hom lees, wil ek God beter leer ken en ek wil my lewe aan Jesus Christus meer konformeer. En dit sou baie beter wees om net die helfte van die Bybel deur te lees en my hart te laat verander, as om deur die hele Bybel te kom, net om te sê dat ek dit gedoen het. Julle weet dat ek hom baie aanhaal en ek stem gewoonlik saam met Charles Spurgeon wat geskryf het in sy autobiografie. Sê hy, ek het in my eie geestelike lewe gevind dat hoe meer reëls ek vir myself neerlê, hoe meer sondes pleeg ek. Die gewoonte van gereelde oggend- en aandgebed is een wat onontbeerlik is vir 'n gelowige se lewe, maar die voorskryf van die lengte van gebed en die beperkte herinnering aan soveel persone en onderdane kan tot slawerny dryf en gebed verwrig eerder as om dit te ondersteun. En om te sê ek sal myself op so tyd verootmoedig en my verbly in so 'n seisoen is amper net soveel 'n aanstellerigheid as toe die prediker in die kantlyn van sy preek geskryf het, huil hier, glimlag hier. Wel, as die man uit sy hart gepreek het, sou hy sekerlik op die regte plek huil en op 'n geskikte oomblik glimlag. En wanneer die geestelike lewe gesond is, bring dit gebed op die regte tyd voort en vernedering van die siel en heilige vreugde spruit spontaan voort, afgesien van reëls en geloftes. So geliefdes, my raad is, wees versigtig om geloftes aan die Here te maak. Ons harte is so geneig om in 'n wettiese gees te verval, waar ons onsself gelukwens dat ons geloftes nakom. Maar ons harte is ver van die Here. Die belangrikste ding is om nou saam met die Here te wandel, om alle bekende sonde te oordeel en sy woord met blydskap te gehoorsaam uit 'n hart van liefde. As jy jou oggendstilte tyd mis, is jou dag nie onder 'n vloek nie. Wandel met God daardie dag en maak dit jou prioriteit om so gou as moontlik ergens alleen met hom te vergader. Die Bybelse balans is, moenie jouself onder mensgemaakte wette of reëls plaas wat die skyn van wysheid het, maar van geen waarde is teen vleeslike begeertes, en soos Kolossense 2 vir ons sê, verse 20 tot 23. En aan die ander kant, dissiplineer jouself vir die doel van godsvrug, soos wat Paulus in 1 Timoteus 4 vers 7 aanmoedig. Maar onthou die konteks van Nehemia 10, daar was baie geestelike ywer, beide vreugde in die Here en rou oor die sonde. En emosie is goed, maar jy kan nie op 'n emosionele hoogtepunt bly leef nie. Want nadat jy van hierdie sogenaamde bergtop ervaring afgekom het, dan moet jy die daaglikse geswoeg weer trotseer. En so sien ons hier lê hulle 'n spesifieke plan uit om die waarheid van God se woord in die daaglikse praktyk toe te pas. En die teks vanoggend het openbaar vir ons 5 beginsels vir die persoonlike toepassing van God se waarheid. Eerstens, persoonlike toepassing van God se waarheid moet begin met die leierskap. En ons sien dit in verse 38 van hoofstuk 9 tot vers 27 van hoofstuk 10. En ons sien die lys begin met Nehemia en Sedekia, wat waarskynlik sy assistent was. En volgende om te teken was 21 priesters, die hoofde van priesterlike huishouding, soos ons vers 2 tot 8 sien. En ons sien Esra se naam word nie hier genoem nie, want die hoof van sy huishouding was Seraja, wat genoem word in vers 2. En dan kom die naam van 17 hoofde van Levitiese huishoudings in verse 9 tot 13, gevolg deur 44 hoofde van leidende families in verse 14 tot 27. En sommige van hierdie name is identies aan die op die lyste in Esra hoofstuk 2
en Nehemia hoofstuk 7 wat ons al gesien het, maar ander verteenwoordig of nuwe families wat afgestig het van die van Serubabel se tyd of nog meer onlangse aankomelinge uit Babylon. Maar die punt vir ons is dat diegene in leierskap die voorbeeld vir ander stel. Hulle het hulle name op die stippellyn gesit en hulle het hulle self verbind om te doen wat hulle van die mense onder hulle verwag het om te doen. As 'n verhaaltjie van 'n moeder wat haar seun berispe omdat hy nie die waarheid gepraat het nie. Johnny het sy streng gesê, weet jy wat gebeur met klein seentjies wat leuns vertel? Ja, het die seun geantwoord, hulle reis vir halfprys. Hy het duidelik by sy ma se leierskap geleer. As ons die voorbeeld stel om sogenaamde wit leuns te vertel wanneer dit nie tot ons voordeel is om die waarheid te vertel nie, dan sal ons kinders vinnig dieselfde leer. En of dit nou in ons gesinne of in die kerk of in die sakewêreld is, leiers moet die voorbeeld stel deur God se waarheid in hulle daaglikse lewens toe te pas. Om een boodskap te verkondig en 'n ander een uit te leef is skynheiligheid en mense sal slegs skynheiliges in skynheiligheid volg, nie in hulle vermaanings tot God vrug. En dan tweedens, persoonlike toepassing van God se waarheid begin met persoonlike heiligheid gebaseer op begrip, soos ons in verse 28 en 29 sien. Want in hierdie 2 verse sluit die res van die mense by hulle leiers aan om 'n vloek en 'n eed op hulle self te neem om al die gebooie van God wat God in sy wet bekend gemaak het, te gehoorsaam. En hierdie vloek wat hiervan praat verwys na Deuteronomium 27 vers 15 tot 26 en ook Deuteronomium 28 vers 15 tot 68 wat talle vloeke oor Israel afroep as hulle die verbond versaak het. En nou mag jy dalk vra, maar is Christene onder God se vloek as ons hom ongehoorsaam is? En die antwoord is nee en ja. Dit is nee, want soos Galasiërs 3 vers 13 sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. As ons op Christus as verlosser vertrou het, hoef ons nie God se ewige oordeel te vrees as ons sondig nie. Maar al is dit waar, maak dat ons onder die genade verbond is, nie die wet van saai en maai ongeldig nie, soos Galasiërs 6 vers 7 tot 8 ons sê. Want God sal sy kinders wat hom ongehoorsaam is, baie streng dissiplineer, om ons te leer om sonde te vrees, soos Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32 sê, en Hebreërs 12 vers 5 tot 11 ook vir ons sê. Met ander woorde, ons moet ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring, sê 2 Korintiërs 7 vers 1. En ek wil julle moet let daarop dat hierdie mense hierdie verbond met hulle familielede ingesluit het. En dit kan nuttig wees om deel te wees van 'n groep waar jy mekaar help verantwoordelik hou in jou wandel met God. En God het ons gemaak om as Christus se liggaam te funksioneer en onafhanklike liggaamsdele afgesny van die res funksioneer gewoonlik nie baie goed nie. En die standaard waaraan hierdie mense hulle self verbind het, was om te wandel in die wet van God wat deur die diens van Moses, die knegt van God gegee is, om te hou en te doen al die gebooie van die Here, en met hierdie woord Here is die woord Yahweh, en die Here ons Here en sy verordeninge en sy insettinge. En deur na die wet te verwys as die wet van God, gegee deur Moses, het hulle bevestig dat hulle in die volle inspirasie en gesag van Moses se geskrifte as die woord van God glo. En omdat dit God se woord is, nie Moses se woord nie, was hulle verplig om dit alles te gehoorsaam. Want as jy die feit verwerp dat die Bybel God se geïnspireerde woord is, dan kan jy daaroor oordeel. Jy kan sê dat sekere gedeeltes maar net Paulus se verouderde idee was en dis nie vandag op ons van toepassing is nie. Baie mense doen dit, maar as die Bybel God se woord deur sy dienaars aan ons is, dan kan ons nie kies en keer om die dele wat ons wil gehoorsaam te kies en te verwerp wat ons nie wil gehoorsaam nie. En ja, toegegee, om die Bybel korrek toe te pas, moet ons dit korrek interpreteer. Maar sodra ons dit wel interpreteer, moet ons dit alles gehoorsaam, selfs al is dit teenstrydig met die tendense van ons tyd. Dit geld vir kontroversiële onderwerpe soos die rolle van mans en vroue in die huis en in die kerk, die leerstelling van ewige straf,
God se soewereine voorbeskikking van sommige tot die ewige lewe, en so kan ons aangaan, maar die vraag is, leer God se woord hierdie dinge? Indien dit so is, moet ons aan dit alles onderwerp. En let ook daarop dat die mense van hierdie verbond, hulle self van die volke van die lande afgeskei het, aan die woorde van die omringende volke. En ek dink dat die Bybelse leerstelling van skeiding in ons tyd weer beklemtoon moet word. En daar is waarskynlik 'n paar situasies waar God se mense so van die wêreld afgeskei het, dat hulle van die wêreld geïsoleer is, dat hulle geroep word om te evangeliseer. Maar dan anders, sommige groepe soos die Amish in Amerika is so afgesonder, dat hulle geen effektiewe uitreik na ons kultuur het. Maar dit lyk vir my of die meeste Christene na die ander uiterste toe geswaai het, waar daar geen beduidende verskil is tussen die manier waarop hulle leef en die manier waarop die wêreld leef nie. Ons gaan dalk 'n bietjie meer kerk toe, maar ons het die wêreldse waardes en doelwitte aangeneem. Ons leef vir persoonlike sukses en geluk in die mate wat God ons met daardie doelwitte kan help. Gebruik ons hom en volg ons sy woord, maar dit is hoe ver dit gaan. Maar as gehoorsaamheid aan God in die pad van ons sukses en geluk staan, as ons vinnig om hom op sy te skuif en met ander agendes voort te gaan. Die regte balans is dat ons geroep is om in hierdie wêreld te wees, maar nie om van hierdie wêreld te wees. So sê Johannes 17 vers 14 tot 17 ons vir ons. Met ander woorde, ons moet in die wêreld leef in terme van neutrale kulturele gebruike, maar ons moet onderskeidbaar wees, omdat ons God se woord ken en gehoorsaam. Dit gaan lees, Johannes 17 vers 14 en vers 17 en vers 28 hiervan van Nehemia hoofstuk 10. Want daardie kennis maak ons onderskeidbaar van die wêreld in terme van ons verhoudings, van ons doelwitte en van ons waardes. En dan derdens, persoonlike toepassing van God se waarheid moet tot jou huis trek, vers 30. Want die volk stem in om nie hulle kinders te laat ondertrou met die volke van die land om hulle nie. God het Israel teen hierdie gevaar gewaarsku toe hulle die land Kanaan vir die eerste keer binne gegaan het in Deuteronomium 7 vers 3 tot 4. En alhoewel ek van baie gevalle weet waar God genadiglike gelowige maat gebruik het om 'n ongelowige eggenoot tot redding te lei, regverdig daardie situasie of daardie voorbeelde nie die ongehoorsaamheid aan die duidelike bevel van God om nie in 'n ongelyke juk met ongelowiges te tree nie. 2 Korintiërs 6 vers 14. En ons sien Esra het 'n paar jaar tevore met hierdie probleem te doen gehad in Esra 10 en Nehemia sal oor 'n paar jaar ook hierdie ding moet hanteer soos ons in Nehemia hoofstuk 13 sal sien. En die versoeking van gemengde huwelike as 'n stryk vir God se mense is 'n voortdurende probleem wat Satan al eeue lank gebruik. As jy enkel lopend is, dan kan ek dit nie genoeg beklemtoon dat jy nooit met 'n ongelowige moet trou nie. Wees ook versigtig vir nominale gelowiges, as ek dit so kan stel, wat beweer dat hulle Christus ken, maar wat nie daartoe verbind is om in gehoorsaamheid aan hom te leef nie. As jy oorweeg om met 'n persoon te trou wat jy weet nie heeltemal vir Jesus Christus is nie, dan dui dit daarop dat die kennis en die volk van Christus nie sentraal staan vir jou nie. Jy moet dus begin met persoonlike bekering en hernuwing vir jou liefde vir Christus. Ten spyte van wat hy mag sê, sal 'n ongelowige nie 'n aanmoediging vir jou wees om God na te streef nie. Hy sal nie jou verbintenis deel om die kennis van God en jou kinders te bevestig nie, of te vestig nie. Hy sal nie eers God se koninkryk en geregtigheid soek, soos wat hy moet doen nie. Inteendeel, hy sal persoonlike plesier nastreef deur die dinge en die weë van hierdie wêreld. Sy waardes sal bots met jou waardes. Jy sal in twee rigtings geskeer word. En ouers, ek moedig julle aan om God se standaarde vir die huwelik in julle kinders te vestig voor hulle tienerjare. Bid vir en help julle kinders lei in God gesentreerde huwelike. Met ander woorde, persoonlike toepassing van geestelike waarheid moet begin met die leierskap. Dit begin met persoonlike heiligheid gebaseer op die begrip van God se woord en dit strek tot by jou huis. En dan vier is persoonlike toepassing van God se waarheid
moet tot ons werkplek strek. Soos vers 31 vir ons sê, want die Mosaïese wet het die Jode verbied om op die Sabbat te werk, maar dit het niks gesê oor die koop by buitelanders op die Sabbat nie. So, dat is 'n soort van 'n skuiwer gehad. Maar die mense het in hulle harte geweet dat dit verkeerd was om op die Sabbat van buitelanders te koop, en daarom het hulle ingestem om op te hou om dit te doen. En hulle het ook ingestem op die grond, of om hulle grond elke 7de jaar braak te laat lê, en om alle skuld teen mede-Jode in daardie jaar te vergewe, soos wat die wet bepaal het. Met ander woorde, hulle geestelike toewyding het gelei tot 'n paar praktiese veranderinge in hoe hulle sake gedoen het. En alhoewel daar verskillende sienings is oor of Christene die Sabbat moet hou, en indien wel, hoe hulle dit moet onthou, is my begrip dat ons nie onder die wet is nie, soos Romeine 6 vers 14 vir ons sê. En daarom is Sondag nie die Christelike Sabbat nie. Met 'n lys van dinge wat ons kan doen of nie kan doen nie, soos Romeine 14 vers 5 en Galasiërs 4 vers 10, Kolossense 2 vers 16 tot 17 ons dan ook wys. Maar terselfdertyd is daar 'n beginsel in die Ou Testamentiese Sabbatswette wat ons vandag kan en moet toepas, glo ek. Want God het ons onderwerp om 'n dag vir rus en aanbidding nodig te hê. En Sondag is die Here se dag volgens Openbaring 1 vers 10. En dit is gepas om ons normale werkroetines op sy te sit en saam met die Here se mense te vergader vir aanbidding en opbou. En Sondag is ook 'n goeie dag om tyd saam met ander gelowiges deur te bring en tyd saam met die Here wat ons nie tydens die besige skedules van die werkweek kan spandeer nie. En alhoewel daar geen direkte toepassing vir ons is om die grond braak te laat lê en skuld elke 7de jaar te vergewe nie, het daardie praktyke vereis dat die Jode God in hulle sake transaksies moes vertrou. Hulle moes vertrou dat hy die oeste wat hulle verloor het sou inhaal en dat hy die geld wat hulle laat gaan sou voorsien deur hulle skuld te vergewe. En dikwels, wanneer jy God in die sakewêreld gehoorsaam, betaal jy op kort termyn 'n prys. Eerlikheid kos jou dikwels in besigheid en met die betaling van belasting. Maar gelowiges moet vertrou dat die God wat alles sien wat ons doen, vir ons sal sorg en ons sal beloon as ons hom gehoorsaam. Ons sakepraktyke moet ons Christelike toewyding weerspieël, selfs wanneer dit duur of ongerieflik is. En laastens, persoonlike toepassing van God se waarheid moet uitbrei na ons kerkverbintenisse toe, soos ons in verse 32 tot 39 sien. Want hierdie verse noem 'n aantal spesifieke verbintenisse om voorsiening te maak vir tempeldiens, soos opgesom in vers 39 wat sê want ons wou die huis van ons God nie laat verwaarloos nie. En die frase die huis van ons God kom 9 keer in hierdie verse voor. En spesifiek het die volk ooreengekom om die tempelbelasting van 1/3 van 'n sikkel jaarliks te betaal. Alhoewel ons sien in Eksodus 30 vers 11 tot 16 was dit 'n halwe sikkel. Maar sommige sê dat die Babyloniese sikkel en die Hebreëse sikkel verskillende variasies gehad het, wat dalk waar kan wees. Anders sê dat die belasting in Eksodus slegs in sensusjare gehef is, terwyl hierdie belasting jaarliks was. Anders sê dat die bedrag hier verminder is in die lig van die mense se armoede. Maar wat ook al die verduideliking of die oplossing hiervoor is, die volk het ooreengekom om die behoeftes van die huis van God te ondersteun. Hulle het ooreengekom om voorsiening te maak vir die brandoffers en vir die rotasiestelsel om die hout te bring om die altaar aan die brand te hou. Hulle het ingestem om die eerstelinge van hulle opbrengs aan die Here te bring, as ook om hulle eersgebore kinders en diere aan die Here toe te wy, deur hulle los te koop, soos die wet voorgeskryf het in Eksodus 13 vers 13 en 15. En hulle het ingestem om hulle tiendes te betaal om die tempel te ondersteun. En ek wil weer eens sê, ons is nie onder die wet van Moses nie, maar daar is beginsels hier wat op ons van toepassing is. En die algemene beginsel is dat ons toegewy moet wees aan die Here se huis. Die kerkgebou is nie sy huis nie, maar mense wat deur sy gees bewoon word, is wel. Christus het die kerk liefgehad en homself daarvoor oorgegee, sê Efesiërs 5 vers 25. En as ons soos Christus is, dan sal ons sy kerk lief hê en ons sal onsself daarvoor gee. En om die eerste vrugte te gee, beteken dat ons die beste van die beste aan die Here en sy werk moet gee, van die begin af, en nie die oorskiet nie. Maar is ook nie verkeerd om die oorskiet ook te gee nie. En hoe die werkverkoping, versendingwerk,
het jou rommel nodig. Maar ons gee moet 'n beplande, sistematiese, vrolike, onvoorbereide demonstrasie wees dat God die eerste plek in ons harte het. Soos ons in 1 Korintiërs 16 vers 1 en 2 en 2 Korintiërs 8 vers 9 of in 2 Korintiërs hoofstukke 8 en 9 sien. En die Nuwe Testamentiese standaard vir gee is nie die 10de meer nie, maar eerder soos die Here jou voorspoedig gemaak het, sê 1 Korintiërs 16 vers 2. Want God besit alles en ons bestuur dit net vir sy koninkryk doeleindes. Rentmeesterskap van jou finansies in die lig van God se doel is 'n redelik betroubare maatstaf van jou toewyding aan Jesus, soos ons in Lukas 16 vers 10 tot 13 sien. En ek wil jou aanspoor om uit die 10de of die 10% mentaliteit te breek en God te vertrou deur vrygewig te gee aan sy werk, beide hier in die buiteland, by julle waar julle ook al is. As jy wil lees oor 'n man wat dit op 'n radikale manier gedoen het, lees gerus die lewe van George Mueller van Bristol. En daardie boek het 'n groot impak op my lewe gehad. Maar dan ten slotte, as ons voortdurende geestelike vernuwing wil ervaar, moet ons persoonlik raak in die toepassing van God se woord op praktiese maniere. En ek wil 2 laaste gedagtes met julle los. Eerstens, werk aan spesifieke toepassing van die skrif op jou lewe. Dit is altyd moeiliker as om algemeen te wees, maar dit is altyd meer behulpsaam en prakties. Byvoorbeeld, jy mag al dink, ek moet meer getrou wees en gee aan die Here se werk. Dis goed, maar dis te algemeen. Maak dit meer spesifiek. Dan sê jy dalk, ek moet aan ons gesinsbegroting werk en my verbind tot 'n spesifieke bedrag om elke maand te gee. En dis beter al, maar jy kan steeds verbeter. Jy kan sê, ek sal vandag na die finansiële Bybelstudie by die kerk gaan, of 'n finansiële Bybelstudie deurwerk en ek sal maandag aand hierdie week op sy sit om aan ons begroting te werk. Dit is meer spesifiek en dis in jou skedule en wanneer dit in jou daaglikse skedule kom, dan word dit gedoen op jou einde. En tweedens, skryf jou spesifieke toepassings neer. Hierdie Jode het hierdie ooreenkoms nie net woordelik soos hulle dit op skrif gestel, sê vers 38, en die besonderhede uiteengesit, mooi, soos ons in verse 30 of 39 sien. So skryf jou geestelike prioriteite en doelwitte neer, as ook die stappe wat jy moet neem om daardie doelwitte te bereik. Spandeer gereeld tyd om te evalueer hoe jy vaar en om jou doelwitte aan te pas soos nodig. Sommige mense het 'n leer met doelwitte wat terugdateer vir dekades. En sommige daarvan het hulle nog steeds nie bereik nie en sal hulle dalk nooit bereik nie. Maar baie daarvan is nou al deel van hulle daaglikse lewe. 'n Gryskop ou dame wat 'n langdurige lid van haar kerk was, het een Sondag by die deur uitgegaan en vir haar pastoor gesê, dit was 'n wonderlike preek, net wonderlik. Alles wat jy gesê het, is so van toepassing op iemand wat ek ken. Geliefdes, die sleutel tot geestelike vernuwing is nie om God se waarheid toe te pas op diegene wat ons ken nie. Dit is om dit persoonlik en spesifiek toe te pas. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie weer eens vir die woord van môre. Dankie Here dat U ons hier lei hoe ons U waarheid op ons lewens moet toepas. Lei ons Here dat ons nie sal wegskram wanneer dit ongemaklik raak nie. Ons moet weet dit sal ongemaklik raak as ons veranderinge in ons lewens moet maak om aan te pas by U waarheid. Lei ons daarin Here in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle saam geluister het. Mag hierdie woord weer eens vir julle voedsaam wees, voeding vir die siel. Mag julle hiervanaf wandel en erns daarmee maak om God se waarheid in die praktyk op jou lewe toe te pas. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet en as die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer by mekaar in die nuwe jaar om verder van God te leer. Mag die Here se genade met julle wees. Mag die Here self met julle wees. Mag die Here julle seën. Shalom.